Ek nou ons kan eintlik maar die diens nou afsluit. Dis eintlik. So, die Here is dan almighty. Ja, ek het nie eers eintlik woorde verder nie. Die Here is ons goed, maar ek wil net voor môre vanaf met die deel soos wat die Here op my hart gelê het, want ek dink die goed is klaar. Of ek weet hy is nie klaar. Hy gaan nog môre iets groots en amazings doen voordat ons huis toe gaan. Spreuke hoofstuk 3 vers 5 tot 8. Spreuke hoofstuk 3 vers 5 tot 8, 'n baie bekende gedeeltetjie. En dan gaan ek daar na Psalms toe gaan en Jesaja toe gaan en Jeremia toe gaan. So lekker mond vol. Maar ek wil graag hê dat die woord vanmôre die boodskap sal oordra, want ek glo die woord is die hoogste gesag. En mag die woord vanmôre lewendig gemaak word in jou en in my harte deur die Gees van God. As jy vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here, wyk af van wat kwaad, van die kwaad, en dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Psalm 33 vers 12 tot 21. Psalm 33 vanaf vers 12 tot en vers 21. Sê welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is. Die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Die Here kyk van die hemel af. Hy sien al die mensekinders. Uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat die harte van hulle almal formeer, wat let op hulle werke. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leer en 'n held nie gered deur groot krag nie. Die perde help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goeie tierendheid wag, om hulle siele te red van die dood en hulle in die lewe te hou in die hongersnood. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skild, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Dan Jesaja 30 vers 15 en 16 en dan sal ek net so rukkie wag voor ek by die volgende ene kom. Want soos Jesaja 30 vers 15 en 16, want so sê die Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. En julle het gesê, nee, maar op perde sal ons vlieg, daarom sal julle moet vlug, en op renperde sal ons ry, daarom sal julle vervolgers julle laat jaag. As ek net na hierdie 3 skrifgedeeltes kyk, dan is dit baie duidelik dat die God nie wil hê dat ek op enige iets anders te moet vertrou as op hom. Hy praat self daar in Psalms dat iemand wat in oorlog is, word nie gered omdat hy 'n groot perde het. En in daai tyd as jy in die oorlog was en jy perderyters gehad, dan het jy 'n sterk leermag gehad. Want hulle was 'n ander force gewees. So as jy net voetsoldate gehad het, was jy nie so kragtig soos ouens wat nog 'n perdeleermag ook gehad het. Want hulle was vinniger, hulle het geweet en hulle het staat gemaak op daardie krag van daardie soldate. En die woord van die Here sê
Welgeluksalig is hulle wat nie staat maak op die krag van die perde nie. Met ander woorde, op enige ander menslike strategie wat daar is, wat normaalweg oorwinning sal bring. Wat se krag en se sterkte nie in dit is wat die mens gewoonlik beplan nie. Nie in my eie planne nie, nie in my eie krag nie, nie in dit wat vir ander oorwinning bring nie. Met ander woorde, my krag lê in om stil te raak voor God en om hom te vertrou vir die uitweg. My oorwinning lê daarin dat ek nie eers op my eie krag kan staan maak. En kom ek vandag vir jou sê, my grootste probleem, ek praat gister met mense, because ek sê vir hom, my grootste probleem is ek. Dis nie eers die vyand nie. En die vyand weet dat ek met myself sukkel, daarom weet hy hoe my in die hande te kry. My grootste stryd in die lewe is my eie emosies, my eie denke, en die feit dat ek altyd in beheer wil wees. Die seker nou nie van julle wat hier is vanmôre nie. Maar as ek vir God vra vir 'n uitweg, dan wil ek dan ook 'n sê in dit wat ek vir God voor vra, en ek wil daarom ook weet, hoe gaan hy dit doen en wanneer gaan hy dit? So ek wil 'n bietjie beheer hê, en wanneer dit nie in my plan, en ek het al baie keer, is ons in situasies kan maak, ek planne voor, ek nog God heeltemal. So as God dalk nou nie opdaag nie, het ek 'n backup. Die seker nie van julle wat dit doen nie. Jy God vertrou vir 'n finansiële deurbraak en hier kom 'n ding en siekte of wat ook al en alles. En nou moet jy God vertrou want jy het niks anders te nie. Maar in geval God dalk nie antwoord nie, het ek nou klaar gaan uitvind wat sou 'n lening kos. Met ander woorde, ek het al klaar eintlik in ongeloof opgetree, deurdat ek op myself en my eie planne staat maak, en nou gaan ek maar net en ek lig God en Here, as U vir my deurbraak maak, awesome, as U dit nie doen nie, seën net hierdie besluit van my. Want ek ken die emos nou in al my weer. En dit is nie wat die woord, en ek praat nou nie van finansies nie, ek praat van geestelik, tydelik, emosioneel, al die goede waarin ek God wil vertrou, soek God 'n man in vertrou, wat kan erken, Here, ek het geen krag in myself nie, ek kan nie myself help nie, ek kan nie myself red nie, ek vertrou op God, ek vertrou op God vir my redding, ek vertrou op God vir my kinders se redding, ek vertrou op God vir my man of my vrou se redding, ek vertrou op God, Here, dat ek die hemel kan maak. Ja, maar ek of jy sê daar baie keer, dan ons praat gister so, te sê, daar's kere in my lewe wat ek dink, Here, dis nou 'n goeie tyd dat U my kan kom maak. Want ek ken myself, as U nou langer gaan vat, gaan ek dalk net op 'n plek kom waar ek dit nie gaan maak. So wanneer ek geestelik goed voel, dan sê Here, U kan my nou kom maak. As jy my nie nou gaan kom maak, het ek môre moeilikheid. So dit hier is 'n goeie tyd. Hoekom? Want ek maak staat op my vermoë om die hemel te maak. En ek sê dit met baie versigtigheid. Ja, ek moet gehoorsaam wees, ek moet vrug dra, ek moet iets doen, maar dit is alles deur die krag van God, omdat ek by hom skuil, omdat ek op hom vertrou. En ek het dit nou die dag ook gesê, salvation will never, works will never produce salvation. Met ander woorde, werke kan my nie red nie, maar my redding bring werke voort. Salvation will produce works. Nader ek aan God kom, hoe meer doen God die werk in my. Hoe verder ek van God af beweeg, hoe meer probeer ek die werk doen om naby aan God te kom. Die seker nie van julle wat dit traai nie. Wie het al ver van God af gewees en dan probeer jy meer bid om nader aan God te kom. Met daardie idee, Here, hoe meer ek dalk nou dit gaan doen, hoe meer gaan U my aanvaar. In steede daarvan, om net by God te gaan sit en sê, Lord, Here, ek voel so ver van God af. Ek praat met 'n vriend van my, wat deur 'n storm gaan in sy lewe, en hy sê vir my,
Jaco, dit voel vir my of ek nie eers gebid kan kry nie. Dit voel vir my of ek sukkel om Bybel te lees. Ek glo alles, ek weet alles, ek weet wat die woord sê, ek weet hoe die Gees van God werk, ek ken al die antwoorde, want ek bemoedig baie ander mense, maar ek self voel vanmôre, ek weet nie hoe om myself te help nie, ek weet nie hoe om deur hierdie ding te kom nie. Hy sê vir my, gee net vir my bietjie raad, en terwyl ek en hy praat, toe ervaar ek, dat God vir my sê net vir hom, kom sit net so bietjie hier by my weer. Jy's te besig om jouself te probeer red, jy's te besig om te verstaan wat met jou aangaan. Al wat ek eintlik wou gehad het, is dat jy in hierdie situasie net weer so bietjie by my sal kom stil raak, sodat jy net weer kan rustig raak, want jy is deur storm gejaag, en jy weet nie wat dit kan doen nie. En al wat God vanmôre sê is, ek wil net hê, dat jy weer net by my kom sit, en bid jy nie, of vra jy niks nie, kom sit net in my teenwoordigheid, sodat jy kan krag kry, want hy sê, dat hulle wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Ek wil vanmôre vir jou sê, God vra nie vanmôre vir jou vir die oplossing nie, God vra nie vanmôre vir jou om sterk te wees nie, God vra nie vanmôre vir jou om die planne te hê nie, God vra vanmôre vir jou, as jy gebroken is, kom sit net so bietjie in my teenwoordigheid, sodat al hierdie noise, al hierdie raas, weet jy wat is jou in 'n storm, weet jy hoeveel ouens praat, weet jy hoeveel stemme is, dit is nou buite die eie stemme wat in jou kop aangaan, weet jy al wat jy al in emosioneel, jy sukkel tot om te slaap, maar jy lê in slaap en jy sal in volgende maand, en jy maak planne, en jy sien in prentjies, en jy sien al die goed, en jy het nie stilte en rustigheid. Weet jy wat God sê, my vrede gee vir jou. Daar's vrede by God. Dis nie die vrede wat die wêreld gee nie. Het God dan verander? Nee, partykeer. En terwyl ek vanmôre daar so staan in ons worship, en ek ook besig gestudeer oor hierdie woord vanmôre, vra God vir my hierdie vraag. Hoekom is die goed waardeur jy gaan groter as wat ek is? Here, maar dit is nie, want ek vertrou mos op die Here. Jy sê, maar hoekom dink jy meer daaraan as aan my? Hoekom is dit waardeur jy gaan meer in jou mond en meer in jou gedagtes as wat ek is? Hoekom gee jy meer erkenning vir jou storm en jou seer, as wat jy erkenning gee vir my, wat dit kan doen? Hoekom is dit dat, wanneer jy in 'n storm kom, in 'n moeilikheid kom, jy in die bed lê en dink daaraan, maar jy dink nie aan my as dit jou goed is nie? Hoe is dit dat dit meer van jou tyd vat, as wat ek van jou tyd vat? Is dit nie dan, omdat dit vir jou groter geword het, en omdat dit vir jou groter geword het, sukkel jy om te kan verstaan en sien, hoe God vir my hier kan ingryp? Want in my gedagtes en in my emosies, het hierdie ding al so groot geword, because it's consuming you. En nou sukkel jy om die vrede van God. As God my vrede gee, en iets anders in my vrede steel, dan beteken dit het groter geword, as dit wat God in my lewe gedoen het. Eina. If I have the joy of God in my life, net sê nou nie, ek mag nie hartseer word nie. Want wanneer die balans nie daar is, en daai ding besig is, om tot my bly, ek kan nie eers meer bid nie, pastoor, ek kan nie eers meer bid. Hoe is dit dat daai ding dan groter geword het, as die God wat jy aanbid het? Is God dan nie groter as elke siekte nie? Is hy dan nie groter as elke storm nie? Is hy dan nie groter as elke finansiële verknossing nie? Is hy nie groter as elke demoniese aanslag nie? Is hy nie groter as die Satan homself nie? Ek wil vanmôre vir jou sê, die grootste fout wat die mensdom maak, is dink dat die duiwel God se equal is. Want jy, as die vyand en jy het God, the devil is not God's equal. There's nobody equal to God. He's above. Die duiwel is 'n skepsel. God het hom gemaak. He is creator.
There's not no two creators. There's only one creator. Daar is net een God. Ek wil vanmôre vir jou sê, en die vyand, God se equal maak, te hoor die Bybel. Ek wil vandag vir jou sê, but God is bigger. There's nobody equal to the King of Kings and the Lord of Lords. Dan voor hom sal elke knie sal bely, insluitende elke demoniese mag, elke valse profeet, elke antichrist, elke tong sal bely en elke knie gaan buig voor die God van die hemel, en bo in die hemel en onder in die aarde sal elke wese buig voor die koning van die konings. Ek wil vanmôre vir jou sê, ja, dit wanneer ek gaan voel vir my dalk groot, but it's never bigger than God. Daai mense wat jou beskinner, hoe is dit dat Jan en Piet en Koos en Sannie meer erkenning kry in jou lewe as wat God kry? Nee, pastoor, dit is nie so nie. Maar oom Koos wat jy te nagekom het, gaan klim saam met jou in die bed. Wat net ook, pastoor, as jy nie aand in die bed lê, dan lê en dink jy wat oom Koos in jou goed doen. Ek word nou nie so oom Koos nie. Dis aan oom Koos, daar van Randburg of ergens, Brakpan of iets. En dan lê jy en jy dink aan wat Koos gedoen het, jy dink nie aan wat God gedoen het. Môreoggend dan sit jy aan die ontbyttafel. Hier sit oom Koos saam met jou aan die ontbyttafel. Wat bedoel jy? Jy verloor sommer jou eetlus, want jy sit en dink wat het hy aan jou gedoen. En jy het nie eens meer lus om te eet nie. En hy is lankal al vergeet wat hy aan jou gedoen het. Hy gaan aan. Maar jy loop en hou goed lewendig wat God jou van wil vrygemaak het. En steeds daarvan om by hom by tafel te sit en te dink aan die koning van die konings. Sê Here, U is so welkom in my huis. Here, U is groot. Moenie dat iemand groter as God word in jou lewe nie. Moenie dat enige situasie groter word as God vanmôre nie. God sê vanmôre, vertrou op my, word stil voor my, word weer rustig, weet dat ek is in beheer van elke situasie. In Jeremia, hoofstuk 5:17, vanaf vers 5. Jeremia 17, vanaf vers 5 tot 14, hy sê, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die, ek moet dit net gou verduidelik maak, jy kan nie op God vertrou en jou hart is nie by God nie, maar jy kan op jouself vertrou en op mense se goeders afgee, en daar is nie 'n manier wat jy dan jou hart by God is nie. Wanneer vlees 'n issue raak, wanneer ek my eie redder raak, dan vertrou ek op my eie planne en nie meer op God nie. Dan, jy kan lief wees vir God, maar jou hart is nie in daai situasie by God nie. Daar is nie 'n manier wanneer jy op die vlees vertrou, dat jy op God ook vertrou nie. Dis een of die ander, een van hulle is in beheer. Of die arm van vlees, of God. En ek praat nie net van ander mense nie, ons vertrou baie keer ander mense nie. Daar moet ons daai mense vra, dan kan hulle ons help. Ek sê nie ons moet nie mekaar help nie, maar wanneer ons mekaar help, dan is dit deur die Gees van God wat leiding gee, en luister, saai bietjie daar. Maar God sê vertrou geen mens nie. My vertroue is nie in die mens nie, my vertroue is in God, maar God gebruik die mens. Hy gebruik ons om vir mekaar 'n blessing te wees. Maar my hoop is nie in Janie en Sannie nie. My hoop is in God. So ja, God gebruik ons, want ons is die liggaam van Christus. Hy sê, as een deel ly, dan is die verantwoordelikheid dat hulle wat sterk is, en wat swak is, moet dra.
dat ons mekaar se laste moet dra. Ja, ons moet daar wees, maar my hoop is op geen mens nie. My vertroue is in geen mens nie. En inteendeel kan ek nie op myself vertrou nie. Want ek is nie so geestelik dat ek myself met geestelike goed kan vertrou nie. Raar. Ek glo baie keer, maar my huil ook baie. O, Here. Ek kan my nie altyd, ek weet altyd al wat sy antwoord, maar ek sit op 'n tyd om dit toe te pas. So ek kan nie eens myself vertrou altyd om op God te vertrou nie. Hy is stil. Baie stil. Ergens het ek seker iets raak. Jy kan nie jouself eens vertrou nie. Wie moet ek vertrou? Ek kan net God vertrou. Ek dink baie keer ek ken alles. Maar dan God die manier om my te laat verstaan, jy weet niks. Jy weet nie eers wat môre inhou nie. Die ding waaroor jy wakker lê vanaand gebeur nie eers môre nie. Die ding waaroor jy nou worry het ek al gister uitgesoek. Ek weet al alles. Hy sê, en hy sal wees, dis nou iemand wat op die vlees vertrou, sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar die dorpplekke in die woestyn bewoon, en brakkerige en onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortel uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie. So hy sê nie, daar gaan nie hitte kom nie. Maar sy blad bly groen, en in die jaar van droogte. So wanneer ek op God vertrou, beteken dit nie dis maanskyn en rose en daar gaan nie droogte kom nie en daar gaan nie hitte kom nie, maar in 'n jaar van droogte, when the storm comes, when the enemy comes in like a flood, so wanneer die vyand kom, in situasies kom wat vir my lyk, Here, dis droogte, Here, dit is hitte, dit is bietjie warm in hierdie situasie, maar my vertroue is in die Here. Hoekom? Want ek is by die strome van lewende water ingewortel. Ek is by hom ingewortel. Ek is by die Here ingewortel. Hy sê nou kom die jaar van droogte. Dan sy nie besorg nie. Hoekom nie? En hy hou nie op vrug dra nie. Prys die Here. Maar dan sê hy vir my, bedrieglik is die hart bo alle dinge. So besorg vir jouself. Besorg vir jouself, want jou hart kan jou baie maklik in droogte en die moeilikheid bring. Bedrieglik is jou hart. Want die Here deursoek die hart en hy toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. So jy kan sê you trust, but God knows what's in your heart. Jy kan vir my sê, ag, ons moet ek besorg oor dit nie, maar God weet jy lê in die nag en dink aan ander goed. God ken jou hart. En daarom is daar 'n skrif wat sê, God soek oor deurloop hierdie aarde, om diegene kragtig te steun, wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Ek hoor vanmôre vir jou hart nog by. 'n voël wat eiers uitbroei sonder dat hy dit gelê het, is hy wat rykdom verwerf, maar nie eerlik is nie. In die helfte van sy dae moet hy dit laat agterbly en in sy einde sal hy 'n dwaas wees. 'n troon van die eerlikheid verhewe van die begin af is die plek van ons heiligdom. O Here, verwagting van Israel, almal wat U verlaat sal beskaam staan. Wie van my afwyk sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van lewende water verlaat. Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word. Verlos my, dan sal ek verlos word, want U is my lof. Ek het hierdie woord vanmôre, ek wil nie lank verder uitbrei nie. Mag ek vir jou vanaand vra,
of vanmôre vra, wat hou jou die aand wakker? Wie sit saam met jou aan jou etenstafel? Wie lê langs jou in die bed? Wat het groter as God geword in jou lewe, dat jy besig is om planne te maak, en jy nie weet of God dit kan doen nie. En ek ervaar dat die Here sê, is iemand wat moeg is om hierdie goed te stry. Jy is moeg om hierdie ding te dra. Jy is moeg vir die fight, en is nie asof jy nie lief is vir God, maar hierdie ding is besig om jou te consume. Hierdie lewenssituasies, en in jou binnekant smag jy vanmôre sê, Here, ek wil net weer lag. Is nie iemand dat vanmôre sê, Here, ek wil net weer lag. En ek wil net weer asemhaal. Ek voel so swaar. My bors trek. Ek weet nie meer eens om te bid nie. Ja, ek is nog nie vir die Here nou vas, maar Here, ek kan nie. Die Here sê vanmôre, ek wil net hê jy moet weer kom sit in my teenwoordigheid. En jy wil dit kom los by my voete. Wil jy moet dit weer optel. Die Here, maar hoe gaan jy dit? If you trust me, you don't ask questions. Here, maar ek wil weet, hoe gaan jy dit op? Jy hoef nie te weet, if you trust me, you don't need to know the answer. Jy weet dat jy dit. Sien, dis my probleem, want ek wil weet hoe, waar en wanneer. En God vra vanmôre, vertrou jy in my? Genoeg om nie die antwoord te ken nie. Dit is my grootste probleem, want ek wil weet, Here, gaan U dit doen? Wanneer gaan U dit doen? Hoe gaan U dit doen? En ek wil hierdie snaakse getuienis hier met julle deel. Ek sê nou, dit is snaaks, want dit is nou nie so hardroerend nie. Ek moes nou seker iets soek, maar ek wil nie jou hart roer vanmôre nie. Ek wil jou gees stir vanmôre. Jare terug ry my pa saam met 'n ander pastoorsvriend van 'n konferensie af. En die petrolgeld wat hulle in die voertuig het, daar's nie nog ekstra geld. Maar hulle het al vroeg die oggend toe dit donker is begin ry uit Johannesburg uit op pad, ek kan nie onthou waarheen nie. En nou kry my pa honger, toe die son so begin skemer word. En hy ervaar dat die Here sê vir hom, gaan stop hier by die volgende dorpie se hoompie, en bestel vir jou, en vir hierdie pastoor ietsie om te eet. Ek het dit klaar voorsien. Want jy moet duidelik hoor. Ek sê jou nie aanraai van draai dit, as jy nie die stem van God hoor. Anders gaan jy skottelgoed was. En die Here, maar hy ervaar duidelik die stem van die Here, sê gaan stop nie. So hy gaan stop en hulle het net oopgemaak en hulle bestel hulle kosies. En nou hou my pa die deure dop. Elke ou wat inkom, kyk hy vir die voorsiening. Here, gaan hierdie ou miskien. Maar naderhand toe kom die kos. En hulle begin eet en my pa sê, hoe langer die tyd is, hoe stadiger eet hy, want elke ou wat inkom, baie was hulle. En die voorsiening kom nie. Here, maar U dan nou gesê, ek nou verkeerd gehoor. Dan kom iemand by die deur in, dan kyk my pa met verwagting. Miskien is dit die ou wat God gaan stuur. Miskien is hierdie die een wat God gaan stuur. Maar voor hulle begin eet, het hulle eers gebid, en sê, Here, seën hierdie kos. En naderhand is hulle klaar geëet. En niemand het nog ingekom om by hulle te kom staan. En hy sê, Here, nou gaan ek seker maar moet eerlik wees met hierdie mense, en hulle sê, ek kan nie betaal nie. En die eienaar kom, en hy kom staan daar by die tafel, en hy vra vir hulle,
Lekker geëet. Ja, nee, baie lekker. Nou sê my pa, nou gaan hy met rappella. Hy gaan nou met mooi praat. En net toe hy wou praat, toe sê die eienaar van meneer, sê vanoggend terwyl ek bid voor werk, ek besig is om tyd by God te spandeer. Toe sê God vir my, die eerste mense wat vandag bid oor hulle kos, mag nie betaal vir hulle kos. Nou wat amazing is, God het klaar met die voorsiening gepraat voordat hy vir my pa dit gesê. Die oggend vroeg het God gesê, as iemand inkom vandag en hulle bid, daai mense mag jy nie charge. En toe sê God vir my pa trust. En wat doen hy? Hy soek die voorsiening jou. Kyk by die deur, Here, hoeveel keer het jy al vir God vertrou, dan begin jy angstig rondkyk, sê, miskien hierdie ou, kom maar, wat sal deur, miskien is dit nou, Here. Dalk is hierdie die antwoord, Here, dalk is hierdie die voorsiening. Jy sê, maar ons wil hê, God moet vir my presies sê, hoe gaan hy dit? Ons wil hê, God moet vir my sê, moet nie worry nie, ek het met die bestuurder gereël, as julle gaan, julle net bid, God het eers vir hom gesê, jy het eerder bid volgend as jy daar kom. Want God het geweet hy sou. En ek sluit af met dit, hoeveel keer vertrou ons God, maar ek wil die uitkoms sien. En as ek nie die uitkoms sien nie, dan raak ek angstig. En God vra vanmorgen vir jou en vir my, vertrou jy my genoeg, dat ek gaan voorsien, al weet jy nie hoe ek dit gaan doen. Vertrou jy my genoeg, dat ek jou man kan red, al weet jy nie hoe, waar en wanneer. Vertrou jy my genoeg, dat ek jou kinders gaan opkeer. Al gaan ek jou nie inlig, wanneer ek dit gaan doen, hoe ek dit gaan doen, en wie ek gaan gebruik om dit te doen. Vertrou jy my genoeg, dat ek 'n wonderwerk in jou eie lewe gaan doen. Al voel jy nie vanmorgen waardig, dat God dit vir jou kan doen. Al kyk jy na jouself, sê, Here, moet ek nie dalk dit doen, dat U dit vir my kan doen nie, moet ek nie dalk dit doen nie. God sê, ek wil net hê, you just need to trust me. Staan op die voete, staan met my, ek het die woord vanmorgen gebring, ja. Dis het God het op my hand geleef. Die Here vra vanmorgen vir my en vir jou, hoe lang gaan jy die goed dra? Hoe lang gaan jy die goed groot wees as God in jou lewe? Maar dit is nie rarig nie, want dit kry meer aandag as God. Dit kry meer energie as God. En dis hoekom jy sukkel om te worship. Dis hoekom jy sukkel om te bid. Because it's busy consuming you. God sê, kom sit net gou weer. Net daar waar jy is, wil jy nie net vanmorgen met die Here begin praat, en sê, Here, ek kom sit. Here, mag moet die rugsakkie van die goeders afhaal vanmorgen. Ek wil nie sit met die rugsakkie aan en opstaan met die rugsakkie nie. Ek wil dit afhaal vanmorgen, Here, want ek is moeg om dit te dra. I'm tired of this load, Lord. Lord, I just want, ek wil net weer lewe. Ek wil net weer lag. Ek wil net weer mens voel. Lord, I'm tired. God says, do you trust me enough to give me this load this morning? Vader, ek het vir die woord gebring, soos wat U op my hart geleed. Here, dit is nie maklik om oor te gee. Veral nie wanneer ons seer het of ons stikkend is. Here, dit is nie maklik om iets te los nie. Dit is moeilik. Maar help ons om vanmorgen
weer net te kon sit by die strome van lewende water, by die bron van lewe. En dat ons net weer vanmôre sal kom drink. Dat ons net weer vanmôre sal kom drink, die Here, terwyl ons hierdie goed oorgee. Lord, I pray that you will restore people this morning. Restore joy. Restore people unto you. Restore this morning. Ek wil jy nou net jouself sien, hoe jy in die vrede van God instap, en net so by sy voete gaan sit, sê, Lord, here I am. Weet nie eens wat ek nou moet bid sê, weet nie hoe moet ek het sê nie, maar ek ken my hart klaar. Lord, and I trust you. Here, ek vertrou u met my gebrokenheid. Ek gaan u nie voorskryf hoe om my te help nie. So jy wil God voorskryf, Here, as u dit doen en dit doen, dan gaan ek so voel en so voel. Moenie God nou voorskryf nie. God knows better to help you. Hy weet klaar. Hy weet om die puzzles in mekaar te skuif. Hy weet. He needs you to trust him with this. Do you trust him enough not to know the answer? Get under our back, sit under our seat.